Welkom by die Sepcast. Hierdie is die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis waar ons stadiger dink, dieper kyk en ontdek hoe Jesus nie net toegewerk het nie, maar nou werk. Brood is vreemd. Nie omdat dit kompleks is nie, maar juis omdat dit so eenvoudig is dat jy dit maklik miskyk. Dis daar, elke dag op die tafel in jou hand. Jy dink nie eens daaroor nie. Totdat jy begin agterkom, in die Bybel is brood nooit net brood nie. Dink aan Exodus 12, die volk moet haastig eet, ongesuurde brood, geen wagtyd nie, geen ruimte vir gemak nie, want God is aan die beweeg. En hier is die ongemaklike waarheid, wanneer God beweeg, pas dit selde by jou tydsberekening. Die brood word 'n teken. Jy kan nie bly waar jy is nie, jy moet beweeg, maar hier is waar dit interessant raak. Baie mense wil bevryding hê sonder beweging. Hulle wil hê God moet hulle red, maar nie hulle ritme verander nie. Tog is die Bybelse storie duidelik. God roep jou nie net uit iets uit nie, hy roep jou in iets in. En dan kom die woestyn, Exodus 16, geen winkels, geen plan B nie, net afhanklikheid. En skielik, manna, brood uit die hemel, maar net genoeg vir vandag. Dis amper frustrerend, hoekom nie vir 'n week nie, hoekom nie vir 'n maand nie? Want God is nie besig om net jou honger te stil nie, hy is besig om jou hart te vorm. Ware geloof is nie, ek het een keer vertrou nie, dis ek vertrou weer vandag. En dis presies waar baie van ons vassteek. Ons wil sekerheid hê, God gee verhouding, ons wil voorraad hê, God gee daaglikse genoeg, maar vir ons is dit nie goed genoeg nie. En dan sê Jesus in Johannes 6 iets wat alles op sy kop draai. Ek is die brood van die lewe, nie ek gee vir jou iets nie, ek gee vir jou myself. Nou dis 'n skuif van godsdienst na verhouding, van kennis na afhanklikheid. Jy kan nie net oor Jesus leer en dink, dis genoeg nie. Jy moet van hom leef. En dan die tafel. Die laaste aand, Jesus vat brood, breek dit en sê, dit is my liggaam. En skielik word brood nie net voorsiening nie, dit word opoffering. Die brood wat lewe gee, is gebreek om dit te doen. Maar hier is die deel wat ons moderne wêreld regtig sukkel om te hoor. Brood was nog nooit bedoel om alleen geëet te word nie. Handelinge 2 sê, hulle het brood gebreek van huis tot huis, en die kerk het gegroei, nie deur beter strategieë nie, maar deur beter tafels. Hier is die vraag wat dit alles huis te bring. Wat is jou grootste geestelike groei nie in 'n preek gebeur nie, maar aan 'n tafel? Want hier by SA Gemeente sê ons is die nommer 1 netwerk vir jou lewe, waar ons bly werk en speel, en dalk beteken dit nie net nog 'n program nie, maar 'n uitnodiging, 'n tafel, 'n gesprek, 'n ete. Hierdie week, moenie wag vir 'n geestelike oomblik nie, skep een. Nooi iemand oor, breek brood, sit jou foon weg, vra een eerlike vraag, hoe gaan dit regtig? En luister, want dalk is die mees geestelike ding wat jy hierdie week kan doen, om saam te eet. Want brood was nog altyd meer as brood, dit was nog altyd 'n uitnodiging, en miskien is dit joune. Tot môre, mooi loop.